Goeienaand, hierdie is die 14de lesing in my reeks oor die belangrikste beeldhouwerke van die westerse wêreld. En hierdie ene se titel is Jean-Baptiste Carpeaux se Ugolino en sy seuns, uiterste angs in marmer uitgebeeld. Die essensie van Europese beeldhoukuns in die eerste helfte van die 19de eeu, dit wil sê van ongeveer 1800 tot 1850, kan gedefinieer word deur 'n komplekse en dikwels ongemaklike spanning tussen die koel, geïdealiseerde vorms van die neoklassisisme, en dit sien ons in die werke van Canova, wat ons voorheen reeds al behandel het, en die werke van Jean-Baptiste Carpeaux. Dis veral duidelik in Canova se Cupido en Suge, wat ek in my vorige lesing gegee het, en die dramatiese emosionele intensiteit van die romantiek. Terwyl neoklassisisme gedurende die vroeë dekades beeldhoukundige vorm oorheers het, veral in openbare monumente, het die romantiek na 1850 begin om groter emosie, beweging en realisme in beeldhoukuns in te bring, en sodoende die weg te baan vir die moderne era. Nou, die Franse beeldhouer Jean-Baptiste Carpeaux staan aan die begin van moderne beeldhoukuns en was 'n oorgangsfiguur wat die beeldhoukuns bevry het van die koue logika van die verligting en streng akademiese reëls, en daarmee die weg gebaan het vir latere beeldhouers soos Rodin. As 'n verteenwoordiger van die romantiese beweging in die beeldhoukuns het Carpeaux wegbeweeg van die gebalanseerde, kalm en rasionele vorms van die neoklassieke styl en hom eerder gewend tot dramatiese, dikwels kwellende, sielkundige en emosionele temas met die doel om 'n instinktiewe reaksie by sy kykers uit te lok. Hy het romantiek en realisme in die 19de eeuse Franse beeldhoukuns oorbrug deur intense emosionele drama met suiwer naturalisme te versmelt. Hy het gebreek met die rigiditeit van die neoklassisisme en sy kunswerke, soos sy Ugolino en sy seuns en die dans, wat u hierso aan die regterkant sien, besiel met dinamiese beweging, chaotiese energie, barokagtige lewenskrag, wringende vorms, 'n baie teatrale aksie en opmerklik 'n eerlike, moderne en dikwels nie geïdealiseerde uitbeelding van die menslike liggaam. Na verskeie pogings het die 27-jarige Jean-Baptiste Carpeaux, en daar sien ons hom in 1856 aan die linkerkant, 'n student van die Franse meesterbeeldhouer François Rude, uiteindelik daarin geslaag om in 1854
die gesogte Grand Prix de Rome vir beeldhoukunst te verower. Hierdie toekenning het aan hom 'n stipendium verskaf om van 1856 tot 1861 by die Franse Akademie in Rome te studeer en te werk. En daar aan die regterkant bo sien u die huidige gebou, waar dit is die Villa Medici in Rome, waar die Franse Akademie in daardie tyd gehuisves was. Tydens sy verblyf by die Villa Medici van die Franse Akademie in Rome, het hy hom verdiep in en inspirasie gevind in Dante Alighieri se Inferno, en is hy daardeur ook sterk beïnvloed deur die werke van Michelangelo, veral deur die dramatiese pathos in werke soos Die Laaste Oordeel en die Pietà. Hieronder is weergawe van die Inferno uit daardie tyd van Carpeaux, en dan hier sien ons die werke wat hom beïnvloed het, Michelangelo se Laaste Oordeel, Michelangelo se Pietà, wat ek reeds in 'n vorige lesing beskryf het, en in hierdie werke sien ons dat lydende liggame vir hom 'n heroïese, maar tog pynige lewenskrag uitgestraal het. Dit het hom in staat gestel om weg te beweeg van streng akademisme en eerder op beweging en spontaniteit te fokus, geïnspireer nie net deur Michelangelo se werke nie, maar ook deur die Hellenistiese beeldegroep Laocoon en sy seuns, wat hy in die Vatikaan gesien het, en daar aan die regterkant sien u weer die Laocoon en sy seuns, wat ons voorheen ook bespreek het. In omstreeks 1857 het hy die idee gekry om 'n beeldewerk te skep wat die lot van die Pisaanse graaf Ugolino della Gherardesca uit te beeld, soos dit vertel is in Canto 13 van Dante se Inferno. Die Ugolino beeld is voltooi in Oktober 1861. En daar aan die linkerkant is 'n Renaissance ets van die graaf Ugolino della Gherardesca van Pisa, en hier in die middel is Carpeaux se beeld van Ugolino en sy seuns, wat in 1861 voltooi is. Met ander woorde, die laaste jaar van Carpeaux se verblyf aan die Franse Akademie in Rome. En dit was 'n deel van sy 5 jaar opdrag vir die Académie des Beaux-Arts in Parys. Nadat dit op 8 Maart 1862 in Parys beoordeel, natuurlik as 'n studentewerk, en aan die publiek vertoon is, het die gipsmodel 'n openbare sensasie veroorsaak. Dit het Carpeaux se loopbaan geloods en uiteindelik gelei tot sy opdrag vir die dans vir die fasade van die Palais Garnier Operahuis. Daar sien ons dit aan die regterkant, hierdie dramatiese werk van dansers wat aan die fasade van die Palais Garnier aangebring is. Die werk het vir Carpeaux beroemd gemaak. Hy het egter met sy Ugolino en seuns al die akademiese konvensies van die tyd in die wind geslaan, deur verskeie figure in 'n enkele wriemelende massa saam te voeg,
eerder as om hulle, soos deur die tradisionele reëls van beeldhoukuns voorgeskryf is, van mekaar te isoleer. Voordat ek egter Carpou se Ugolino en sy seuns in meer besonderhede bespreek, wil ek eers verduidelik wie graaf Ugolino della Gherardesca was en wat oor hom gesê is in Canto 13 van Dante se Inferno. Ugolino della Gherardesca was graaf van Donaratico. Daar sien ons hom weer aan die linkerkant. Hy was vir baie jare die magtigste inwoner van Pisa en hoof van die Gherardesca familie. Pisa se voorste Ghibellynse huis, wat bekend was vir sy langdurige steun aan die heilige Romeinse keisers teenoor die pauslike gesag. Ugolino het die intense faksiestryd tussen die Guelfe, met ander woorde die ondersteuners van die paus, en die Ghibelline, die ondersteuners van die keiser en die adel, in die 13de eeuse Toskane bestuur en dikwels alliansies verander om sy familie se mag te behou. En ons ken hierdie Guelfs en Ghibelline uit die baie bekende storie van Shakespeare se Romeo en Juliet. Daardie magtige stryd wat in Italië tussen hierdie magte van die paus en die magte van die keiser was. In 1285 het Ugolino sy ambisieuse Guelf neef Nino dei Visconti toegelaat om saam met hom oor die stad te regeer. Onenigheid het egter spoedig tussen hulle uitgebreek. Elkeen het sy eie ondersteuners gehad en die Guelf-party van die neef natuurlik is deur hierdie verdeeldheid verskeur. Die Ghibelline het hul kans gesien. Hul leier, die Ghibellynse aartsbiskop Ruggieri degli Ubaldini, het voorgegee dat hy Ugolino se vriend is en saam met hom gewerk om sy neef te verdryf. Nadat die mag van die Guelfe so verswak is, het die aartsbiskop egter teen graaf Ugolino gedraai. Na 'n groot geveg te midde van 'n volksopstand gelei deur die aartsbiskop in die strate van Pisa op 1 Julie 1288 is die graaf saam met sy seuns en kleinseuns gevange geneem. En daarbo is 'n middeleeuse weergawe van so 'n geveg tussen die Guelfs en die Ghibelline. En hieronder aan die linkerkant 'n middeleeuse voorstelling van Pisa in daardie tyd. Ugolino is in die toring van stilte in Pisa opgesluit, saam met sy seuns en kleinseuns. Daar het hulle 9 maande van ontbering verduur, voordat hulle uiteindelik in Maart 1289, na 3 dae se uithongering, beswyk het, op bevel van die stadsowerhede te midde van die voortdurende politieke onrus. En hier aan die regterkant onder is 'n tekening van Ugolino omring deur sy sterwende seuns en kleinseuns. In Canto 33 van Dante Alighieri se Inferno ontmoet Dante en die pelgrim Vigilius
vir graaf Ugolino della Gherardesca in die streek Antenora, wat gereserveer was vir verraaiers van hulle land en party. Dante beskryf Ugolino en die aartsbiskop vasgevang in ys tot by hul nekke. En hier is 'n afbeelding waar ons Dante en Virgilius sien staan en ons sien al hierdie verdoemdes wat in hierdie meer van ys worsel. En reg in die middel daar sien ons vir Ugolino en die biskop. Ugolino is vir ewig besig om aan sy vyand se skedel te knaag as 'n daad van eindelose wraak. En dit sien ons duidelik hier aan die regterkant in die beeldjie daar met die dorp Pisa onderaan. Ugolino vertel van sy gevangenskap in Pisa se toring saam met sy seuns en kleinseuns nadat aartsbiskop Ruggieri hulle daar toegesluit het sonder kos en water. Vir verskeie dae het hulle gehoor hoe die toringdeur van buite toegehamer word, 'n teken dat hulle tot verhongering gedoem was. Na mate die honger oor die 4 dae vererger het Ugolino se seuns maar en wanhoopig geword. Hulle het sy self toegediende bytmerke van angs op sy eie hande verkeerdelik as tekens van honger geïnterpreteer. Hulle het hom gesmeek om hul liggame as voedsel te gebruik om sy lyding te verlig. Terwyl hulle een vir een gesterf het die graaf agtergebly, blind van trane en honger, terwyl hy in die donker na hul liggame getas het. Uiteindelik het Ugolino hul oorskot in 'n laaste daad van vaderlike wanhoop en oorlewing verslind. Die tematiese kern van hierdie episode draai om skuld, wanhoop en vaderlike tragedie wat die gruwels van verraad in die diepste put van die hel versterk. Hierdie vaderlike tragedie, 'n vader wat sy nageslag oorleef en uiteindelik verslind, dien as Dante se besinning oor die uiterste verderwing van familiebande, waar verraad selfs die mees basiese instinkte van liefde en opoffering korrup maak. Dit is juis in Dante se uitbeelding van Ugolino en sy seuns dat Carpo die onderwerp vir sy beeldhouwerk gevind het, 'n voorstelling van groteske lyding en wanhoop. In 1856 het Carpo begin met voorlopige tekeninge, waarin hy probeer het om die oomblik van diepe wanhoop en verhongering in die figure van Ugolino en sy seuns te visualiseer, terwyl hulle in die toring toegesluit was. Ons sien die ontwikkeling van sy idees in die pen en ink sketse op 'n onvoltooide brief wat tans in die Kunsinstituut van Chicago bewaar word. En hier aan die linkerkant is daar die tekeninge. Veral aan die onderkant van die teken sien ons baie duidelik dat die komposisie van die figuurgroep baie duidelik reeds in sy geheue vasgelê is. Maar daar's ook 3 voorlopige sketse vir die figuur van Ugolino en die groep as geheel in die Metropolitan Museum of Art in New York. En dit sien ons hier aan die regterkant, waar ons duidelik kan sien hoe hy worstel met
die uitbeelding van die figuur van Ugolino. Ons weet dat Carpou 'n plaaslike Romeinse familie gehuur het om vir die figure te poseer, en dat hy veral gefokus het op die intense spanning in die bene, die senings en die spiere van die figure. Hy het ook talle sketse van sterwende kinders gemaak, om die fisiese tol van verhongering vas te vang. Vroeg in 1858, nadat hy tevrede was met sy aanvanklike tekeninge vir die standbeeld, het Carpou 'n skets gemaak van 'n modelleerstaander waarop die finale ontwerp van die piramidale beeldhouwerk geplaas is. En gelukkig het ons daardie tekening, en hier sien ons dit aan die linkerkant, en sien ons duidelik dat die figuurgroep wat hy daar uitbeeld reeds ver gevorder het, en werklik lyk soos wat die finale beeld uiteindelik sou lyk. Hierdie skets is tans ook in die Metropolitan Museum of Art en toon dat die houtmodelleerstaander ontwerp is om die groot klei weergawe van die groep te dra. Daar is later 'n gipsafgietsel van die kleigroep gemaak. Die bokant van die staander is ontwerp met 'n ingeboude draaiskyf wat die beeldhouer in staat gestel het om die stuk te draai en die groep vanuit verskillende hoeke te beskou en daaraan te werk. En hier aan die regterkant is die terracotta voorstudie wat hy gemaak het vir die groep, wat vandag in die Musée d'Orsay in Parys is. Tussen 1858 en 1860 het Carpou verskeie klein kleivoorstudies van die standbeeld gemaak, waarin hy voortgegaan het om veranderings aan te bring om te verseker dat die emosionele intensiteit ten volle gerealiseer word. Soos ek reeds genoem het, in die Musée d'Orsay is daar een van hierdie terracotta voorstudies van 1858 van Ugolino en sy seuns, wat reeds die basiese komposisie van die finale groter as lewensgroot groep vertoon. Hierdie vroeë terracotta voorstudies toon vingerafdrukke en insnydings wat die gevolg is van die tegniek waar stroke en bolletjies klei gebruik is om die vorms op te bou. En ons sien dit baie duidelik in hierdie voorstudie hierso. Die eerste volskaalse gipsweergawe is in Oktober 1861 voltooi. Die oorgang van hierdie voorstudies na die monumentale gipsmodel het nie net Carpou se vaardigheid getoets nie, maar het ook sy persoonlike worsteling weerspieël, insluitend finansiële skuld en druk van die akademie se owerhede gedurende sy verblyf in Rome. Voordat hy na Parys teruggekeer het, het Carpou persoonlik 'n gepatineerde gipsweergawe van die standbeeld gemaak om 'n brons-effek na te boots. En gelukkig besit ons vandag nog daardie gipsweergawe, soos u dit hier sien. Dit is tans in die Petit Palais in Parys. En ons sien baie duidelik dat dit al die kenmerke van die uiteindelike beeld besit. Met sy terugkeer na Frankryk in Februarie 1862 is die oorspronklike gipsmodel na Parys vervoer, waar dit in Februarie 1863 op bevel van die Franse Ministerie van Skone Kunste in brons gegiet, deur die gietery van Victor Thibaut. En daar aan die linkerkant sien ons die bronsgietsel, soos hy vandag is in die Musée d'Orsay in Parys.
Hierdie bronsweergawe het sy debuut gemaak by die Paryse Salon in 1863, waar dit 'n sensasie onder kritici en die publiek veroorsaak het. En daar sien ons 'n ou foto van die Salon van 1863 en hier reg in die middel is Carpeaux se beeld van Ugolino en sy seuns. Carpeaux het 'n eerste klas medalje ontvang, wat direk bygedra het tot sy aanstelling as ridder van die Legioen d'Honneur in dieselfde jaar en sy reputasie as een van die voorste Franse beeldhouers van die Tweede Keizerryk gevestig het. Later is die bronsbeeld na die tuin van die Tuileries verskuif, waar dit uitgestal is teenoor 'n bronsweergawe van die Laocoon. Hierdie bronsweergawe van Ugolino en sy seuns is tans in die sentrale beeldhougang op die grondvloer van die Musée d'Orsay in Parys, soos ek net nou gesê het. Die volskaalse marmerweergawe van Ugolino en sy seuns, daar is hy, en ons sien hom hier van voor en van agter, is tussen 1865 en 1867 onder Carpeaux se toesig in sy ateljee in Parys voltooi vir die eienaar van die Saint-Beat marmergroef, met die doel om dit by die internasionale tentoonstelling van 1867 uit te stal. Daar het dit weer 'n sensasie veroorsaak en die eerste prys vir beeldhoukuns ingepalm. En hier aan die linkerkant sien ons die Ugolino groep uitgestal by daardie internasionale uitstalling van 1867, reg by die ingang tot die saal van die kunste. Die dramatiese impak van die werk en veral die naaktheid van die figure en die gruwelike kannibalistiese tema het die werk se prominensie verseker. Menigtes het daarheen gestroom om dit te besigtig en vurige morele debatte oor die grense van kuns te voer. Hierdie marmerweergawe is ongeveer 1975 mm hoog, 1499 mm breed en 1105 mm diep en is gekerf uit Saint-Beat marmer, 'n fynkollerige wit klip wat in die Franse Pyreneeë ontgin word en hoog aangeskryf word vir die presiese uitbeelding van anatomiese vorms en subtiele oppervlakstekstuure. Die oorspronklike marmerbeeld van Ugolino en sy seuns word vandag prominent vertoon in Galery 548 van die Metropolitan Museum of Art in New York, waar dit sedert sy verkryging in 1967 permanent uitgestal is. En hier sien ons 'n foto van die beeld in die Metropolitan Museum of Art in New York. Die beeldhouwerk toon 'n kompakte groep van 5 naakfigure. En hier aan die linkerkant en in die middel sien ons dit baie duidelik. Hierdie kompakte groep figure. Ugolino sit sentraal met sy 4 seuns rondom hom gerangskik, wat die oomblik uitbeeld waarop die graaf toegee aan honger en wanhoop en aan kannibalisme dink. Ugolino word uitgebeeld waar hy ineengedoke op 'n rotsagtige basis sit met sy gespierde torso in 'n gefolterde, gedraaide houding en met sy kop opgehef en sy hande naby sy mond geklem
asof hy van honger daaraan knaag. Dit sien ons hier aan die regterkant. Kyk daar die hande in sy mond daarso. Hy kyk in die verte in, op 'n manier wat herinner aan die Vatikaanse Laocoon en sy seuns. Aan sy houding lyk dit asof hy die 4 kinders wat aan sy liggaam klou ignoreer, asof hy nie bewus is dat hulle daar is nie. Die jongste kleinseun, wat ons hier aan die linkerkant sien, lê opgekrul by sy voete en is moontlik reeds dood. Die oudste seun kniel smeekend aan sy regterkant met sy arms na sy vader uitgestrek in 'n gebaar van selfaanbieding. Die ander 2 figure neem verskillende houdings in. Die tweede kleinseun stort van uitputting en honger ineen langs Ugolino. Hier sien ons dit aan die regterkant. Terwyl sy tweede seun vooroorval op sy vader se skoot, hul liggame verstrengel om kollektiewe lyding uit te beeld. Ikonografies simboliseer die werk die gruwels van honger en die taboe van kannibalisme. Dit word oorgedra deur doelbewuste motiewe soos die seun se hande en ledemate wat na Ugolino se mond ruik. En kyk hierdie pragtige hande hier aan die linkerkant. En die omkrultone van Ugolino. Die seuns se opofferende liefde te midde van onvermydelike ondergang word duidelik aangedui. Verwronge spiermassas, uitgeteerde ledemate en omgebuigde tone by al die figure weerspieël fisiese agteruitgang en sielkundige pyniging, terwyl Ugolino se afgewende blik vaderlike skuld en isolasie beklemtoon. En dit sien ons hier in die middel by die uitbeelding van die tone en Ugolino se hande daar in sy mond. Hierdie elemente put uit Dante se verhaal van gevangenskap en verraad en omskep literêre pathos in visuele simbole van goddelike vergelding en menslike broosheid. Die komposisie se ruimtelike dinamika versterk temas van gevangenskap en gruwel met die figure dig saamgepak in 'n klaustrofobiese piramidale formasie op 'n onreëlmatige ovaal basis wat 'n kerker naboots. Dit sien ons hier aan die linkerkant. Terwyl hul oorvleelende vorms onontkombare ingeperktheid oordra. Hierdie saamgeperste rangskikking verhoog die gevoel van gesinsintimiteit wat tragies verander het. Die vertikale lyne van ruikende arms en gebuigde koppe skep 'n vorteks van beweging binne die begrensde ruimte wat die toeskouer se persepsie van die kerker se benoudende isolasie versterk. Stilisties illustreer die kunswerk tipiese romantiese beeldhouwerk deur sy diep emosionele intensiteit wat bereik word met verwronge gesigsuitdrukkings. Dit sien ons hierso by die oudste seun en by Ugolino self. Uitdrukkings wat
angs en wanhoop oordra, gespanne en dinamiese spiermassas wat fisiese pyn aandui, en 'n samestelling gelaai met rou menslike lyding. Deur af te wyk van die neoklassisisme se rustige beheerde vorms, soos die geïdealiseerde houding van die Apollo Belvedere, daar aan die linkerkant baie tipiese klassieke werk wat deur die neoklassisiste hoog aangeskryf is, veral gekenmerk deur die rustigheid van die figuur, en wat Carpeaux heel waarskynlik in die Vatikaan Museum gesien het in sy tyd. Dit het Carpeaux 'n meer instinktiewe, passievolle styl laat volg, wat akademiese klisjées verwerp het ten gunste van onmiddellike liggaamlike emosie en klassieke verwysings met romantiese ywer vermeng het om 'n instinktiewe moderne uitdrukking van menslike krisis te skep. Hierdie samevloeiing posisioneer die beeldewerk as 'n brug tussen tradisie en innovasie, met klem op individuele sielkundige diepte bo formele volmaaktheid. Carpeaux se stilistiese benadering is sterk beïnvloed deur Michelangelo se figure, veral in sy laaste oordeels skildery, wat ons hier heel aan die linkerkant sien, waar Michelangelo 'n gedoemde figuur uitbeeld. Die geboë houding van die figuur van Ugolino herinner sterk aan die gedoemde vooroorgeboë figuur bokant die boot in die laaste oordeel van Michelangelo. En ons kan ook sien in daardie skets wat hy gebaseer het op Michelangelo's laaste oordeel, dat hy daardeur beïnvloed is. Ook die kop van een van Ugolino's seuns herinner mens aan Christus se kop in Michelangelo se Pieta. Hierdie onduidelike foto van die kop van die seun wat ons sien, lyk soos die van die Christusfiguur in die Pieta. Die aanvaarding van die motief van 'n sentrale vaderlike figuur te midde van gesinsleiding met wrogende naakfigure en 'n sterwende adolescent om die gevoel van kollektiewe pyn te versterk, is natuurlik ook baie duidelik ontleen aan die antieke Laocoon en sy seuns. En ons sien hier die vergelyking tussen die Ugolino en die Laocoon. Carpeaux se Ugolino en sy seuns het 'n diepgaande invloed uitgeoefen op die werk van Auguste Rodin, die vader van die moderne beeldhoukuns, wat Carpeaux se komposisie as 'n mylpaal in die bevryding van moderne beeldhouwerk van klassieke beperkings beskou het. Rodin se eie weergawe van Ugolino en sy seuns. Daar aan die linkerkant bo sien ons Rodin se uiteindelike weergawe van Ugolino en sy seuns. Maar hier net onder dit is die uitbeelding van Ugolino en sy seuns in Rodin se baie beroemde Poorte van die Hel, wat ons hier in die middel sien. Rodin se beeld weerspieël die verstrengelende, uitdrukkingsvolle samestelling van figure en die temas van angs en wanhoop wat in Carpeaux se marmerbeeld te vind is. Carpeaux het die dinamiese liggaamshoudings gebruik om sielkundige intensiteit
binne sy groter verhaal van menslike lyding, ook geïnspireer deur Dante te verhoog. Hierdie invloed is ook sigbaar in Rodin se beeld Die Denker, wat natuurlik ook Dante uitgebeeld het. Die nadenkende of hurkende nadenkende figuur is ontleen aan Ugolino's gepynigde houding, met kleding weggelaat om emosionele en fisiese spanning te beklemtoon, soos gesien is in Carpeaux se model. In die 21ste eeu het navorsers Carpeaux se Ugolino en sy seuns, daar is hy weer van voor en van agter, toenemend deur psigoanalitiese lense geïnterpreteer, met klem op die beeldewerk se voorstelling van sielkundige trauma en gesinswanhoop, ontleen aan Dante se Inferno. Dit is 'n huldeblyk aan Carpeaux se genialiteit, dat ons nie versoek word om die groep uitmekaar te haal nie, maar dat dit 'n enkele asemrowende geheel vorm, deur sy figure onhistories naak te laat, het Carpeaux die werk 'n universele betekenis gegee, wat hy andersins nie sou kon bereik nie. Dit spreek tot ons as 'n blywende visie van hel op aarde, ongeag of ons sy literêre bron ken of nie. Die beeldhouwerk word beskou as 'n meesterstuk van Franse romantiese realisme en word algemeen beskou as een van die kunstenaar se grootste werke en 'n mylpaal in westerse beeldhoukuns. Baie dankie.